Here Jesus Christus, Abba Vader, Heilige Gees, ons wil vir U dankie sê vir U liefde, vir U genade en alles wat U vir ons doen. Here, waar ons in hierdie feestyd is op die oomblik, wil ons vra dat U saam met ons sal gaan, Here, waar dat die einde van die jaar is, waar daar klomp goeders is wat besig is om te gebeur, waar ons sterk op pad is, Kersfees toe, Here, waar daar klomp goeders is wat nog moet gebeur, Here, waar baie van ons nog besig is om te werk, waar daar baie is wat op vakansie is, Here, maar dat ons op die ou einde net besef waaroor gaan hierdie tyd. Dit is 'n Christusfees. Dis waaroor dit gaan. Kersfees is 'n baie mooi naam wat ons vir dit gegee het, maar dit is op die ou einde 'n Christusfees. Dit gaan oor die geskenk van alle geskenke, dit gaan oor U. Dit gaan oor Immanuel, God met ons. So Here, gee ook sodat ons dit kan besef, dat ons dit kan uitleef, en dat ons dit op 'n daaglikse basis besef. Help ons dan ook so om dit na die wêreld daar buite uit te dra, dat ons sodoende leef, dat mense kan sê, ja, is iets anders aan hoe ons Kersfees hou, as die res van die wêreld. Gaan saam met ons met dit. Ons vra dit in die grote naam alleen. Jesus kinders sê, Amen. Weet nie wanneer laas was julle in winkelsentrums of so gewees nie, maar dis asof Kersfees is mos nou in volle swang. Orals waar jy kom is daar tinsel en daar's allerhande goeders en daar's liedjies wat speel en alles gaan oor Kersfees en dan dink ek by myself baie keer, ek sal nooit vergeet die Dominee Wolle het eendag gewys, so 'n plakkaat van Bonnie M nog op daai stadium. En dan het hulle hierdie pragtige Kersalbum, almal van ons het dit, dink ek. En dan net so 'n rukkie aan, dan sien jy die ander liedjies wat hulle sing. En dan kom 'n mens agter, maar die wêreld het van Kersfees baie keer meer 'n ding gemaak van geld maak as enigiets anderste. Dis dieselfde met Valentynsdag. Dis vir my die aakligste dag in die jaar. Want dit veroorsaak gewoonlik net 'n bekleierery. En wat doen dit? Daar's geen doel agter Valentynsdag nie. Ons is, nou gaan ek vrouens vir my baie bly wees, ons is veronderstel om ons vrouens elke dag Valentynsdag te gee, nie net die 14de Februarie. Maar dit is so, ons vergeld baie vakansies, ons vergeld, sit dit om na geld toe, baie verskillende goeders. Nou, by baie van julle kry julle hierdie pragtige Kersfees boodskapies. My pelle doen sarkastiese Kersfees boodskapies en gister het ek een gekry van so 'n Kersfeesboom, is nie eers 'n Kersfeesboom en dan staan daar so, jy kan letterlik sien dis 'n fiets wat toegedraai is, want alles is so toegedraai met en dan staan daar langs aan die ouetjie wat so staan en sê, ag, ek wens dis 'n visstok. Toe dink ek by myself, dis ongelooflike snaakse woorde daai. Ek wens, wat ook al dit mag wees. Ek wens dit, ek wens dat, wat ook al dit mag wees. So ek wil vanoggend bietjie oor wens praat. Maar ons sal nou by die regte gedeelte kom, so hou dit maar net nie in jou agterkop. Hoeveel keer het jy al die volgende gesegde gehoor, of die volgende opmerking of aanmerking, don't get your hopes up. Moenie te opgewonde raak nie. En dis gewoonlik as 'n mens half iets doen. Ek sal nooit vergeet, ons het ingeskryf, toe ek baie klein was, het ek vir elke liewe kompetisie wat daar was, het ek ingeskryf. As daar 'n kompetisie was, het ek ingeskryf vir 'n kompetisie. Agter op die Kellogg's pak, as jy dit en dit gedoen het, dan het ek ingeskryf vir die kompetisie, want jy kon iets wen. En toe het ek op 'n stadium, ek sal onthou, Chappies het 'n kompetisie gehad, en ek het vir Chappies 'n kompetisie ingeskryf, en ek het dit ingestuur. So daar was duisende goeders wat ek ingestuur, nooit iets gewen nie, maar dit was almekaar sulke goeders. En ek sal nooit vergeet, eendag toe tel ek die telefoon op, iemand bel, toe het ons nog landlyne gehad, en dis al wat jy gehad het, daar was nie ander goed gewees, en die landlyn lei, so 2 telefone gehad, een in die kamer by my maale, en een by die voordeur, en die voordeur sit in die telefoon lei, en ek tel die telefoon op, en ek hoor, maar dis gedurende die dag, man, en my pa het op daai stadium vir BKB gewerk, so, en dit was Vrydag gewees, en Vrydag was veiling gewees, ons het op Vryburg gebly, dis die grootste beesveiling in die wêreld.
So hulle het toe nou op daai stadium met hulle, en dan maak die beesveiling gewoonlik redelik vroegerig klaar, hier soos op die 3 uur se kant is dit klaar, en dan baie van my kliënte na ons huis toe gekom, en dan het hulle daar gesit en kuier en goeders, maar my maat gewerk by 'n makelaar. En hier lei die telefoon, en die mense sê, hallo, dit is die en die van Chappies hoofkantoor en so aan, en, Simba. Simba se hoofkantoor, en ek het hierdie ding gewen, en is een van my ouers dalk daarso. Ek sê, ja, my pa is so, en ek roep my pa, ek sê, hierdie mense wil met pa praat, en die persoon sê aan die ander kant, ja, meneer, as jy nou vir ons kan brul soos 'n leeu, want dis mos nou Simba, dan kan jou kind nou hierdie fiets wen. My pa sê toe vir die ou, hou net gou aan, ek wil net gou na die ander telefoon toe gaan. Hy stap na die ander telefoon toe, en hy sê vir my, sit daai ene neer, en nou is hy in die kamer. Yes, nou sit en wens ek, asseblief, en dan is dit soos, asseblief, Here, laat my pa nou begin, niemand weet wat aangaan nie, die mense sit daar, so nou my pa daar aan die agterkant, nou brul hy soos 'n leeu, 3, 4, 5 keer, sê hulle neem al dit nou opgeneem en goeders en so. En toe my pa nou terugkom in die kamer, ek sal nooit vergeet, oom Corneels, hy was soos familie gewees, niks van ons gewees, maar hy was so familie. Hy sê vir hom, nee Rex, hoekom klink jy dan soos 'n kameel wat besig is om dragtig te wees, of om geboorte te gee, soos hy nou kammer gebrul het. My ma kom by die huis toe, was hulle verveeld by die werk, en sy het geweet van die ding, en toe het hulle nou die gek geskeer met hom. Toe dink ek net daai opgewondenheid wat ek as, en daai opgewondenheid wat ek in my hartjie gehad het as kind, van dalk gaan ek dit wen, dalk gaan ek hierdie fiets wen. So, ons moet baie versigtig wees met daai woordjie wens. En ons sê dit vir onsself. Ek meen, hoeveel keer het ek dit al vir myself gesê, ons is versigtig optimisties. Baie mooi woorde, is dit nie? Ons is versigtig optimisties. Maar wat doen jy, sodra jy daai woorde uitspreek oor jouself? Dan is jy besig om jouself net te beskerm, om nie seer te kry. Dis eintlik al wat jy doen. Jou kinders is besig om deur skool te gaan, en dan word daar spanne gekies. En dan is jou kind dalk nie die heel beste hockey, cricket, tennis, rugby speler wat daar is nie. So dis so half 'n toinkos of coin toss, of hulle dit gaan maak of nie, en dan probeer jou kinders half so paai om vir hulle te sê, man, moet nou nie te opgewonde raak oor hierdie nie, kom ons kyk maar eers wat gebeur. Hoor julle hoe onderdruk ons mense, ons kinders, die mense rondom ons, want ons is besig om onsself, ons maak seker dat hierdie hoop half onderdruk word, of hierdie hoop, of hierdie, ons wil nie disappointed raak nie, ons wil nie teleurgestel word. So ons sê dit baie keer vir mense, ons sê dit vir onsself, en ons probeer hierdie mure opsit om onsself te beskerm. So, maar hier is net een groot probleem, en toe ek nou werk aan hierdie preek, en ek dink aan hierdie goeders, toe kom ek agter, en ek het nooit so daaraan gedink nie, maar dit het by my soos klinkhelder opgekom. Die volgende is, die probleem met so iets is dat, sodra ons hierdie goeders begin doen, as ons hierdie goed begin glo, dan deurweek ons hele wese met dit. Want ons liggame werk so. Ons doen nie 'n ding halfpad nie, ons brein vat dit verder. En dan gaan dit na geloof toe ook. Dit spoel oor na geloof toe ook. Want wat gebeur nou? Ons bid nie meer met oortuiging nie. Wees gou eerlik met jouself, moenie hande opsteek nie. Bid jy, en dan is jy 100% seker dit wat jy gebid het, gaan jy kry. Of dit wat jy gebid het, gaan waar word. Nou is die volgende vraag. As jy bid, is jy besig om te wens, of is jy besig om te hoop? Want daar is 'n verskil tussen die twee, en ek gaan nou vir jou sê wat dit is. So met ander woorde, as dit by geloof is, dan tree dit in. Bid ons met oortuiging, glo ons met oortuiging, vertrou ons met oortuiging.
Want as ons dit nie doen nie, dan is ons nie teleurgestel nie. So kom ons wees nou gou eerlik met mekaar, en hierso is nou waar daai introspeksie plaasvind, waar jy nou bietjie vir jouself net 'n slag, vergeet van die persoon rondom jou nou, en vir jouself die volgende vraag vra. En net jy kan dit beantwoord. Waarvoor gebruik jy die Bybel? As jy die Bybel oopmaak, is dit 'n resepteboek om beter te voel? Is dit 'n geloofboek om God beter te leer ken? Of is dit 'n aanwysingsboek om probleme op te los? Dink gou mooi daaraan. Want ons doen dit. Ons kry hierdie goeders, ek het nou die dag 'n ding gesien wat uitgeprint is. As dit met jou sleg gaan, lees die volgende, en dan gee dit vir jou verwysingsraamwerke. As dit gebeur, lees dit. As dit en dit gebeur, lees dit. Maar dis sulke kort stukkies. Dis dieselfde as, en moet my asseblief nie kruisig nie, hierdie wat, ek weet my ma het dit gehad in hulle huis, koringkorrels vir die siel. Dis net so 'n klein kaartjie met een versie op. Ek sê dit met liefde in my hart, dis die grootste gemors wat daar is. Want jy vat een versie, haal hom heeltemal uit konteks uit, en dan gebruik jy dit. Want wat is een van die gunsteling versies wat ons uithaal, as ons dit doen? Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. So met ander woorde, ek kan Mount Everest klim, want ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Dis nie wat daai versie beteken nie. Gaan lees die eerste gedeelte en gaan lees die gedeelte na dit, dan kom jy agter dit gaan oor jou geloofsreis met God. Dit het niks te doen met wat jy fisies mee in staat is, dit het te doen met jou geloof. So pas op vir dit. So met ander woorde, waarvoor gebruik ons die Bybel? Waarvoor gebruik jy jou stilte tyd as jy stilte tyd hou? Want baie keer is ons so haastig en ons so besig en ons het so baie goed as wat ons moet doen, dat ons stilte tyd net eenvoudig skiep. Want ons kom nie by dit uit nie. Waarvoor gebruik ons gebed? Dis 'n gevaarlike ding. Waarvoor gebruik ons gebed? Gebed is nie 'n versoeklysie wat ons neerskryf om vir God te vra sodat ons dit kan afmerk nie. Waarvoor is gebed gemaak? Gebed het een doel. Dis kommunikasie tussen ons en God. Dis nie 'n versoeklysie nie. Dis nie 'n wenslysie nie. Dis nie al daai ander goeders wat ons dit baie keer gebruik nie. Hoeveel mense ken jy en ek wat gebed gebruik soos 'n apteek? Hy hardloop gou in om net sekere goeders te gaan afhaal en dan's dit klaar en dan gaan hy weer aan met sy lewe. So dit gaan net eenvoudig oor my. Dis nie waarvoor gebed ooit ingestel is nie. Gaan kyk en waar kom ek aan dit? Ek sê mos altyd, toets my hierop. En so met ander woorde, al die goeders wat ek sê, toets my hierop. Gaan kyk in die Bybel of ek die waarheid praat. As ek nie die waarheid praat en dan vee jy dit uit. Waar kom ek aan dit? Gaan kyk elke keer as Jesus gaan praat het met God. As hy weggebreek het van die mense af en hy het gaan gebed hou, hy het gaan stilte tyd hou saam met God. Wat het hy gedoen? Waarvoor het hy gebid? Wat het hy gevra voor? Het was die hele tyd tot verheerliking van God, nie van hom nie. So is gebed vir ons, of is dit vir God? Dis belangrik. So ons sê nou al vir mekaar geseënde Kersfees, en ons hoor die liedjies wat speel, oor die sisteme in die winkels en so aan, en een van die advertensies op TV, ek kan nie onthou wat advertensies is, dan sal 'n liedjie, en ek gaan nie probeer sing nie, want ek kan nie sing nie, dan sê dit die volgende, the most wonderful time of the year. Julle moes dit al ergens gehoor het. Maar is dit? Want vir 'n klomp van julle wat hier sit en wat by die huis is, this isn't the most wonderful time of the year. Want sien, hier's 'n klomp realiteite vir baie van ons, wat dit nie the most wonderful time of the year maak nie.
En daar's klomp verskeie redes dalk vir dit. Elkeen van ons het ons eies en jy kan nog 'n paar hier byvoeg wat ek nie eens van weet nie. Want daar's dalk van julle wat daar buitekant is wat nie hierdie jaar geld het om geskenke te koop vir hulle geliefdes nie. Wat dalk nie op vakansie kan gaan nie. Of daar's dalk hierdie leesstoel by die Kersfeestafel hierdie jaar die eerste keer wat daar nooit voorheen was nie. Of dis die 10de jaar. En daai stoel voel leeg asof dit die eerste keer is wat hy leeg is. Of jy het nie eers 'n Kersfeestafel nie, want daar's niemand rondom jou om dit mee te vier nie. So met ander woorde, hierso is 'n klomp goeders wat gebeur, wat ons baie keer mis rondom Kersfees. So wat beteken dit vir jou? So ek wil nou die woord wat ek net nou gepraat het oor is, pas op om wens en hoop met mekaar te verwar. So watse hoop het jy? Joe Black het so 'n song, bring die hoop weer terug. Hoekom wil ons die hoop weer terugbring? So hoe kan ons hoop weer terugbring? Ons het baie woorde wat daar buitekant is wat ons gebruik. En dis nie ons, ek wil amper sê, dis nie ons skuld nie, dis die wêreld daar buitekant wat dit veroorsaak het, maar ek wil jou net daarop attent maak, dat jy net 'n slag weer daaraan dink. Woorde wat ons gebruik, wat ons goedkoop gemaak het, en die betekenis van die woord, het sy betekenis verloor. Met ander woorde, ek is lief vir jou. Die woord liefde. Ons het dit baie goedkoop gemaak. Want ek is lief vir my hond, en ek is lief vir my kat, en ek is lief vir 'n toebroodjie, en dan is die betekenis van liefde heeltemal, het ons dit verloor. Ek het laas Sondag gepraat van agape, van hierdie goddelike liefde. En dis hoekom die Grieke dit vir my baie meer akkuraat gehad het, van daar's verskillende liefdes, en ons moet eintlik half daai tipe liefdes kan in Afrikaans oorskakel, wat ons nie kan nie. Maar om te sê, weet wat, ek is vir jou lief soos 'n boetie. En ek is lief vir hierdie toebroodjie op 'n simpel liefde. As jy verstaan wat ek sê. So ons moet pas op met wat ons sê. Of ek hoop dit sal beter raak. Dan water ons die woord kwaai af. So ek hoop dit sal goed gaan. Wat is die verskil tussen ek hoop dit sal goed gaan en ek wens dit sal goed gaan? Die grootste probleem kom in dat ons baie keer hierdie twee misgis. Die twee is totaal en al verskillend. Wens is om iets te kry wat jy nie eintlik voor enige iets gedoen het nie. Hoor gou mooi, wens is wat jy kry as jy nie eintlik iets daar, yes, ek wens ek kry, ek wens ek daar's 'n liedjie, verkeer nie dolfyne sing het, tjikeling ting ting tjikelang tang tang, ek wens ek kan 'n visie vang. Dis so half, dit beteken nie regtig iets nie, ek wens, maar dan kry ons iets wat is hoop. So wat is hoop se definisie dan? En ek het gaan kyk, en hoekom ek dit sê, vat jou Bybel, as jy nou weer Bybelstudie doen, en elke keer as jy by hoop kom, die woord hoop, dan sit jy die woord wens daarin, en dan kyk jy of die betekenis nog dieselfde is, want dit is nie. Ek het regtig probeer hierdie week om 'n paar stukke te gaan, ek het gaan Google, waar staan hoop oral, en dan het ek wens daarin gesit, en dit verander heeltemal die betekenis van wat daar staan. So wat is hoop se definisie? En hierso is my definisie van hoop. 'n selfversekerde verwagting van wat God beloof. 'n selfversekerde verwagting van wat God beloof, gebaseer op die sekerheid dat God altyd getrou is. 'n selfversekerde verwagting van wat God beloof, gebaseer op die sekerheid dat God altyd getrou is.
Wat sê dit? As ek sê, ek hoop God gee dit vir my, waar baseer ek dit? Ek is selfverseker daarvan, ek weet God kan dit doen, hoekom? En ek sê dit met respek, want as ek kyk na God se track record, dit wat hy gedoen het tot dusver, het hy nog elke keer sy beloftes nagekom. Nog elke keer wat hy 'n belofte gemaak het aan ons, het hy het nagekom, en hy het dit gehou. Nie wat ons doen nie. Ons maak baie keer beloftes, en dan hou dit 'n rukkie, en dan verbreek ons dit. Want dit is so asof ons vergeet wat is dit wat ons beloof het. Sien, want hoop, as ons met daai siening na hoop kyk, dan bring hoop lig in die donker. Dit is die ding wat ons aan die gang hou. Dink gou by jouself, as jy hoop verloor, het jy alles verloor. Dis die een ding wat mense aan die gang hou. As ons hoop gebrek is, dan is alles verby. Ek wil half 'n inleiding hê na Kersdiens toe, wat nou die volgende diens is wat ek het. So 'n bietjie aanhaak by Kersfees. So, as ons dink aan Kersfees, dink gou in jou eie kop. Ek gaan jou so 5 sekondes gee. Vertel gou vir jouself vinnig die Kersverhaal, soos wat jy hom het in jou kop. Net gou van waar dit begin het, wat gebeur het, ensovoorts, en waar dit heen gegaan het, en waar ons gestop het, en waar stop jou Kersverhaal? Want sien, as ek dink daaraan, dan dink ek aan Kerssangdiens. Want ons het hierdie pragtige goeters hier voor, en die kindertjies is altyd te cute, en meeste van die ouers kom eintlik maar net om die kinders te kyk. En as sy kind klaar gesing, en dan sy uit by die deur. So dis Kerssangdiens, vir hom. Die ander van ons bly daarom nou bietjie langer, en ons luister, en dan is daar daarom so half en half 'n storie wat saam met dit loop. En dis Kerssangdiens vir ons, en wat is Kersfees? Ons verromantiseer Kersfees. Ons steriliseer Kersfees. Want ons maak dit hierdie pragtige Mills and Boon storie. Waar jy sien hierdie pragtige donkie, en Josef wat loop met Maria, en die son sak in die agtergrond, en is 'n ligte rooi skynsel. Want dis wat die TV vir ons baie keer gee, en dis wat die boeke vir ons baie keer gee. En dan is dit hierdie pragtige gedeelte waar Maria glad nie lyk soos 'n vrou wat ooit geboorte geskenk het in die stories nie. Mooi gemake-up en alles, wat met die babietjie staan, en dan sit sy om in die krippie, wat baie mooi skoon is, en dan hier agter staan daar altyd 'n skapie met 'n glimlag. Julle hoor waartoe ek op pad is met hierdie storie, want dis wat ons sien van Kersfees. Ons doen Kersblyspele, en ons doen al hierdie pragtige goeders, en dis hoe Kersstories in ons koppe afspeel, want dis wat ons in ons kinders Bybels kry, en dis wat ons baie keer hier voordoen, want ons kan nie die regte storie weergee hierso nie, want dis gruesome. En ek gaan nou vir jou sê, hoekom sê ek dit? Want wat het gebeur in die wêreld op daai stadium terwyl dit Kersfees was? Nou is die storie nie meer so gesaniteer, nie meer so skoon soos wat ons dit gemaak het nie. Want die mense wat in die Kersfeestyd in daai storie geleef het heeltemal iets anders te beleef as wat ons baie keer dink daaraan. Hoekom sê ek dit? As ek kyk na die Bybel, en ek kyk baie keer hoe die Bybel goeders beskryf, ek moet uitvind wie dit gesê op 'n stadium. Die persoon het gesê die Bybel is genoegsaam. Met ander woorde, die Bybel gee vir ons genoeg inligting rondom alles, sodat ons in God kan glo. Maar hier is die probleem met dit. Wat staan in die Bybel rondom, en kom ons vat nou iets wat baie erg is. Jesus se kruisiging, en Jesus is gekruisig. Dis al wat daar staan rondom die kruisiging. Dis al, net daai stukkie. Daai stukkie verteenwoordig 12 ure. Maar daar staan, en Jesus is gekruisig. Dis al. Daar's 'n klomp inligting wat uitgelos is. So met ander woorde, wat sien ons, wat lees ons? Dis nie hierdie rustige, mooi, pragtige, blink gevryfde storie nie. Daar was
baie onsekerheid. So ek wil vanoggend wil ek op 'n karakter, een van die karakters van die Kersverhaal wil ek fokus. Maar in daai oomblikke waar chaos intree, waar vrees intree, waar onsekerheid ons vang, en hoe ons moet optree om by dit uit te kom. So as jy jou Bybel by jou het, blaai gou vir my na Matteus 1 toe. Ons het hierdie storie al bitter baie gehoor. Ons gaan nou van vers 18 af lees. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was nog nie getroud nie, het dit gebleik dat sy swanger is sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgenem om die verloving stilweg te verbreek. Daai stukkie sê net vir ons, Josef was 'n gelowige man. Right. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem. Want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord van die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. Net tot daar. Ek wil gou 'n bietjie fokus vandag op Josef, in plaas van al die ander karakters, want in die Kersverhaal is, wat is die karakters wat ons altyd na kyk? Ons kyk altyd na Jesus, ons kyk altyd na Maria, ons kyk altyd na die engele, ons kyk altyd na al die ander goeters, maar hoe gereeld kyk ons na Josef? Ek weet nie van een liedjie, ek kan dalk verkeerd wees, wat oor Josef geskryf is nie. Daar's 'n klomp liedjies en 'n klomp goeters wat oor Maria gaan, oor die engele en die ster van Bethlehem en al daai goeters, maar van Josef weet ek nie van enige liedjies of enigiets wat geskryf is van hom nie. En ek wil niks van Maria af wegneem nie. Ek meen, sy het die koning van die heelal gebaar. Sy het geweet wat sy het. Al was daar hierdie vrees en sy het geweet wat moet gaan gebeur. En ek dink nie enigstens dit kon maklik gewees het, maar ek wil net so 'n bietjie na Josef kyk vanoggend. En as ek kyk na Josef, is dit die persoon wat seker die meeste blinde geloof uitgeoefen het van almal in daai storie. Dis my opinie. Maria het geweet dat die baba wat binne haar groei is 'n wonderwerk. Nie net omdat die engel aan haar verskyn het nie, maar omdat sy geweet het hoe haar lewe was en wat sy als gedoen of nie gedoen het nie. Verstaan, so Maria het heeltemal presies geweet wat aangaan. Hierso is wat Josef nie geweet het nie. Vandat Maria swanger geword het en wat hierdie goeders gebeur het, totdat die engel met Josef gepraat het, was 'n tydperk. En hy het nie geweet wat aangaan nie. In die hele Bybel is daar nie een woord wat Josef gesê het wat aangeteken is nie. Nie een woord nie. Nêrens staan daar wat Josef gesê is nie. Daar wys net die hele tyd wat Josef gedoen het, en hoe hy opgetree het, en hoe hy beweeg het. Die enigste ding wat Josef gehad het is, hy het hierdie engel gehad, en hy het net, die een ding wat hy net geweet, voluit geweet het, is hierdie kind is die syne nie. Dis al wat hy gehad het. Hy moes in geloof wandel en luister na God en te doen wat God vra. En hy het alles in 'n droom ontvang. Nou my vraag is, hoeveel keer het jy al goeders gedroom en dan word jy wakker en dan dink jy weer self, joh, is dit nou, wat het ek nou net beleef? Wat het ek nou net gedroom?
So ons weet nie hoe hierdie droom afgespeel het nie, daar staan net, en dit was in 'n droom. Ek meen, ek het al, Sharon was al vir my bitter kwaad geweest, wat sy het wakker geword, want in 'n droom het ek iets gedoen, dan sê ek van, hoekom is jy vir my kwaad, dan sê sy vir my, jy dit, en dan sê ek van, jy nee, dit is, want dit is 'n droom. So hoe kan ons 'n droom glo? En dis my volgende vraag is, Josef moes net eenvoudig hierdie droom glo, en hy moet glo dit het van God afgekom. Dink gou, mans, dink gou by jouself, daai wat jy hierdie beplanning gehad het rondom om verloof te raak aan jou vrou. My eerste vraag altyd aan mense, as hulle by my kom sit, om te trou, is die eerste vraag gewoonlik, hoekom wil julle trou? En jy mag nie sê, want jy is lief vir mekaar nie, ek hoop dis 'n given. So dis die eerste vraag. En dan die tweede vraag is, hoe het julle verloof geraak? Want ek is 'n softie by hart, ek love sulke stories. Nee, ons het dit gedoen, ek het daai gedoen, en al hierdie mense het saamgewerk, en ons was hier oor die bult, en almal het altyd, of meeste mense het altyd hierdie baie romantiese storie van dis, vir my is dit belangrik, hoe iemand verloof geraak het. Want dis tog iets wat jy wil onthou. Nou dink gou by jouself, Josef het hierdie planne gehad om verloof te raak aan Maria. En uiteindelik het hy verloof geraak met haar, en hy het hierdie planne in sy kop. Ons mans werk, ek werk so, meeste mans het 'n plan, as jy, weer eens dames, as jy na jou man toe kom, net so 'n bietjie raad, as jy na jou man toe kom, en jy praat met hom, mans, dan is die volgende vraag, wil jy hê ek moet dit oplos, of wil jy hê ek moet daarna luister? Want ons eerste reaksie is, ons los dit op. En baie keer wil hulle dit nie opgelos hê nie, hulle wil net luister net. So dis, ek het al geleer, dit het my al baie keer gered. Moet ek dit oplos, of wil jy ek moet net luister? Nee, luister net, want dan kan ek terugsit en net luister. Hoor ek jou reg as jy dit en dit sê? Nee, dis nie wat ek gesê het. Ek kon dan verduidelik vir my. So ek los dit nie op nie. En dis die probleem met mans. Ons wil 'n ding oplos. As jy vir my 'n probleem gee, gaan ek hom oplos. Gaan nie net luister daarna nie. So Josef het hierdie hele ding in sy kop. Hy beplan die res van sy lewe saam met sy vrou, saam met die persoon saam met wie hy die res van sy lewe gaan deurbring. En ek wil nou amper sê, in vandag se tye, kan jy dink die oproep wat gekom het. Hallo Josef, dis Maria, so by the way, ek is swanger. Kan jy dink hoe val jou lewe uitmekaar uit? Jou hele lewe. Die persoon vir wie jy die liefste is in die wêreld, wat jou hele lewe omdraai, wat jy weet, jy's 'n goddelike man, jy het die regte pad geloop, en dan sê hierdie vrou vir jou, so by the way, ek is swanger. En jy weet, dis nie jou nie. Hoe gaan, dink gou by jouself, hoe gaan jy optree? Ek dink ek gaan dit goed gevat het. So Josef het hierdie alles, sy hele lewe val uit mekaar uit, verander in 'n oogwink. So ek wil nou net iets vir jou vra, almal van julle wat hier is. Hoe hanteer jy dit as jou planne nie loop soos wat jy wil hê dit moet loop nie? So met ander woorde, as jou planne in die rede geval word. Ek is nie 'n happy camper nie, glo my. Want ek hou daarvan om goed te beplan. En ewe skielik dan kom gooi iemand kondensmelk in die spanners en dan ewe skielik is alles de mekaar. En dis presies wat met Josef hier gebeur het. Sy hele lewensbeplanning val daar uit mekaar uit. Al sy drome, al sy verwagtinge, al sy idees word daarso gebreek, soos 'n pragtige porseleinpop so stikkend. Niks is meer dieselfde nie. Josef se lewenspad verander. Sit jouself in Josef se skoene. Hy kom selfs op 'n punt wat hy dink by homself, weet jy wat, ek gaan vir Maria los. Ek gaan hierdie verloving stil verbreek, want ek weet dis nie my kind nie. So sy het op 'n manier swanger geraak, en dit sê ekie, so ek wil nie haar tot skande bring nie, want onthou die ander ding is ook, as vrouens swanger geword het buite die huwelik, kon hulle met klippe doodgegooi word. Was standaard praktyk.
So hy probeer haar beskerm nog steeds. Wat Josef in gedagte gehad het, was nie die plan wat God vir Josef gehad het nie. Josef se planne en God se planne was nie dieselfde nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek het al agtergekom dat as ek nie kry wat ek wil hê nie, maar God gee vir my wat hy wil hê ek moet kry, is dit soveel beter. Hoor mooi, as ek nie kry wat ek wil hê nie, maar God gee vir my wat hy vir my beplan, is dit soveel beter. Maar ons sien dit nie op daai stadium so nie. Josef het 'n plan gehad, maar God het 'n doel gehad. Ons het so baie jare terug, was ons by so 'n kinderhuis, wat ons pakkies, kerspakkies uitgedeel het vir kinders. En daar was hierdie persente gewees. Ek weet nie van julle hoe julle is met persente toedraai nie, ek is nie baie goed daarmee nie. Maar daar onder daai boom is daar so hierdie klomp persente gewees, in hierdie groot bokse en klein bokse, en dan was daar so een klein geskenkie. Nou onthou nou, dis kinderhuiskinders hierdie, weet hulle gaan nie huis toe nie, weet daar's nie 'n ma of pa wat hulle kom optel nie, dit wat hulle kry is wat hulle kry. Maar die versoek was gewees, stuur asseblief 'n unisex speelding of 'n unisex enigiets. Met ander woorde, enige iemand kan 'n ding onder die boks gaan onder die boom gaan uithaal en dit gaan vir 'n seentjie of 'n dogtertjie wees. En daar het onder die boom aan die voorkant, voor al die persente, het daar so 'n geskenkie gelê. Julle, ek kon dit net sowel toegedraai het. Dis daai afvlekvoeltjie wat so half stikkend is en vuil is en die lint is nie lekker vasgemaak nie en dit lyk soos 'n veeltjie boksie wat half nog opgetrap is. Jy weet daai pakkie wat afgelaai is deur Takealot wat stikkend wat regtig daar in die hoek beland het. Dit lyk so. En hy lê daar heel voor. So wat doen die kinders? Nou praat ek van kinders van 0 tot en met so 10 wat nou kan loop om die goed te gaan haal. So wat doen hulle? Almal gaan vir die grootste en dit en dit en dit. En die laaste ene, sal dit nooit vergeet nie. So 'n klein dogtertjie. Ek sê dit moet so 'n snotbabbeltjie so gesit het. En sy staan op en ek sien dit voor my. En sy staan op en sy gaan haal daai, want dis die laaste geskenkie wat oor is. En sy gaan haal daai boksie, want dit is so plus minus so groot soos 'n ringboksie, so groot. Sy gaan haal dit. En nou het almal al hulle geskenke oopgemaak en so aan. En sy is die laaste ene. En toe sy die geskenkie oopmaak, toe is daar R500 binne in daai boksie. Nou julle vir daai ouderdom kind is hy 'n miljonair op daai oomblik. En almal is soos nee, maar ons wil en soos en julle kon gekies het. En ek sal nooit vergeet die persoon se woorde, die ou wat dit gereël het, die volgende sê: partykeer kom die beste persente in die verpakking wat jy die minste verwag. Partykeer kom die beste persente in die verpakking wat jy die minste verwag. So ons moet pas op partykeer om vas te kyk aan die verpakking. Want doen ons dit nie? Jy sien hierdie een wat hier voor staan of daar sit of wat ek al, en ons kyk net in die verpakking vas. Ons sien nie wat binne-in aangaan nie. As 'n Amerikaanse, ek weet nie wat is die Engelse woord vir dit nie, maar dit is 'n tentmaker. Met ander woorde, is 'n predikant wat werk, maar hy het nie 'n vaste kerk nie. Hy werk, normale werk, en dan is hy deeltydspredikant. Of hy's voltydspredikant en hy doen sideline werk om sy predikantskap te onderhou, noem dit nou maar so. G. Campbell Morgan was die ou se naam gewees. En hy het hierdie besigheid gehad wat hy opgebou het oor die jare. En op 'n stadium eendag toe brand sy besigheid af tot op die grond. Al was niks oor nie, dis net hierdie charcoal plek wat daar so staan. Ek sien Laborie het afgebrand ergens nou. Maar dit is so, daai wat jy, die aftermath, ek weet nie wie van julle sy huis het al afgebrand nie, maar dis nie 'n lekker ding nie.
En hy kom daar aan, en hulle het hom laat weet, die plek het afgebrand. En hy het daar aangekom met so 'n wit opslaantafeltjie met 'n plakkaat wat op die tafel kon staan. En hy het die oggend daar aangekom, vroegoggend, en hy het so deur die pyn en rabbel gestap, en daai charcoal burnt, daar's mos so 'n reuk wat daar hang, ek weet nie, dis rarig, dit voel, dis akelig. Ek weet ons moet nie materialisties wees nie, maar dit is sleg as mense foto's afbrand. En dit is sleg as daai sentimentele goed as nie meer daar is nie. En hy het die oggend daar opgedaag met hierdie tafeltjie en hierdie plakkaat, en op daai plakkaat het die volgende net so, wat hy net so geskryf het, en hy het die volgende gesê, dit was in Engels, maar in Afrikaans tel. Ek het alles verloor, behalwe my vrou, my kinders en hoop. Besigheid maak môreoggend 8:00 oop. Wat is ons woorde? Wat sou my woorde gewees het? Ek het alles verloor. Dis waar ek sou gestop het. Ek het alles verloor. Ek het alles verloor behalwe vrou, kinders en hoop. Besigheid maak môreoggend weer oop. Hoop is nie 'n kopding nie. Dis 'n geloofding. Hierdie is belangrik. Hoop is nie 'n kopding nie, dis 'n geloofding. Dit is 'n teologiese tema. Met 'n teologie is die studie om God beter te leer ken. Dis wat teologie beteken. So met ander woorde, dit is 'n teologiese ervaring. Dit is as ons verstaan wat God se karakter is. Hoe verstaan ons God se karakter? Is om meer van hom te leer. Om te weet, alles sal ten goeie meewerk, al sien ek dit nie. Jesus, ons sukkel met dit. Al voel ek dit nie. Selfs as ek soms sukkel om dit te glo, het ek nog steeds hoop. Ons sukkel daarmee, want baie keer dan sit so half, ek voel dit nie meer, ek sien dit nie meer, ek glo dit nie meer, en my geloof is in die grond, my geloof het onder my uitgeval, waar is God, waar is hierdie goeders? Dan is hoop daar so, want wat is dit dan? Dan is dit 'n doen ding. Dan doen jy dit. Doen dit sonder dat daar geloof is. Partykeer moet ons goeders doen sonder dat ons geloof het daarin, want wat veroorsaak dit? Dat jou geloof terugkom. Dan gaan jy aan. Klaagliedere is die perfekte voorbeeld hiervan, want klaagliedere is presies wat dit sê. Dis 'n ou wat moan die hele tyd. Vir 5 hoofstukke lank moan hy net oor alles wat so verkeerd gaan en alles wat so teen hom is. Hy kla die hele tyd. En dan hier in die middel van klaagliedere 3 vers 21 tot 24 sê hy: maar dit sal ek ter harte neem en om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. Trou is groot, en ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. God is altyd daar. Is nie hy wat jou hand los nie, dis jy wat sy hand los. Dis nie wat jy kan doen nie, dit is wat God kan doen. Josef kry sy hoop in God. Dit is waarheen hy teruggaan. Josef se storie raak nog slegter. Want gaan kyk, 3 keer verskyn die engel na hom, en elke keer is die nuus net nog slegter. Ok, hoor jy, jy het nou eers probleem area nommer 1 gehad, probleem area nommer 2, nou moet jy vir Jesus en vir Maria vat, in die middel van die nag, want jy moet vlug, want hier is 'n klomp mense wat doodgemaak gaan word. Gaan lees daai stukkie. Wat is die volgende woorde wat daar staan? Josef het onmiddellik opgestaan. Hy doen 'n aksie op 'n reaksie. Of hy doen 'n reaksie op 'n aksie. Die engel sê vir hom, doen dit, en hy doen dit onmiddellik. Daar is nie een enkele keer wat hy gaan en sê, Jesus God, ek weet nou nie lekker hiervan nie. Of miskien moet ons 'n ander plan beplan nie. Hoop kom na vore in aksie. Josef doen dit onmiddellik. Josef het gedoen wat ek glo hy nie heeltemal verstaan het nie, maar hy het dit nog steeds gedoen.
Hoe het hy dit gedoen? 1 tree op 'n slag. Want wat gebeur baie keer? Ons kom in 'n moeilike situasie en dan gaan staan ons stil. En dan verstaan ons nie hoekom kom ons nie uit die situasie uit nie. En ek probeer nie eers maak dat ek verstaan waardeur jy gaan nie, want ek doen nie. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie. Ek weet nie hoe swaar kry jy nie. Ek weet nie met wat sit jy op hierdie oomblik gedurende Kersfeestyd nie. Wat ek wel vir jou kan sê, as jy gaan stil staan, gaan dit aanhou om die hele tyd te gebeur. As jy nie begin beweeg nie, gaan jy nie uit die situasie uitkom nie. Dis 'n aksie. Dis om goed te doen sonder dat jy dit sien. Sonder dat jy dit verstaan, maar op 100% geloof, want jy hoop dat God jou gaan die krag gee om dit te kan doen. Ek sluit af met my laaste gedeelte, Romeine 5 vers 5 sê, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. Die lewe sal ons te nakom. Mense sal ons te nakom, vriende sal ons te nakom, familie sal ons selfs te nakom, selfs geliefdes. Maar hoop nie. Hoekom sê ek dit? Want hierdie gedeelte in Romeine 5, die hoop beskaam nie, met ander woorde, die hoop steek nie sy kop weg nie, kyk, speel nie weg, kyk ek nie, dis wat dit beteken. So hoekom skryf Paulus dit? Van wat se hoop praat Paulus hier? Van die hoop waartoe ons op pad is. Die hoop wat vir ons gestuur is. Wat is daai hoop se naam? Immanuel. God met ons. Ek het daai hoop dat God die hele tyd met my is. Dis nie iets wat ek uit die lug uit gryp nie. Dis iets wat ek weet. Want God is met ons. Die hele tyd. Elke liewe sekond van ons dag. Maar partykeer moet ons in geloof wandel, as ons nie die eindpunt sien nie. Moet ons in vertroue beweeg, as ons dit nie glo nie. En moet ons 100% op God fokus. Wat sien, hy is jou anker. Dan kan die storm maar so sterk wees soos wat hy wil. Die anker hou jou vas. Dis wat hy doen, want hy gee ons hoop. God met ons. Here Jesus Christus, Abba Vader, Heilige Gees, ons wil dankie sê dat ons weet, U is die hoop in 'n donker wêreld. U is die lig wat lig gee waar donkerte is. U is die een op wie ons kan vertrou, al sien ons nie die uitweg nie. U is die een wat ons kan volg en in wie se voetspore ons kan loop elke dag. Here, gee vir ons weer terug daai hoop in ons lewens. Dat hoop nie 'n woordjie is van 'n pie in the sky nie. Ons hoop maar dit gebeur en ons hoop maar dat gebeur nie, Here, maar dat ons weet, as ons sê ons hoop is in die Here, dat ons weet, U is nie skaam vir ons nie. U is vir ons oneindig lief. En U wys dit vir ons net weer eens, elke jaar. En die dag as ons by Kersfees kom, daai 25ste, waar ons geskenke oopmaak, of as dit nou in die oggend doen, of in die aand, ou Kersdag aand, of Kersdag self, dat ons net vir 5 sekondes kan stil sit en kan sê, weet jy wat, maak nie saak wat in hierdie boks is nie, dis hoop. Want dit kom van U af. Want alles behoort aan U. En dis hoekom ons hoop groot is. So dankie vir dit. Amen.